Hallo almal, vandag se episode gaan effens anders wees, maar baie opwindend. Vir 'n geruime tyd het ek gewonder of ek moet gaan vir Botox, maar ek weet net nie genoeg nie. Daarom wil ek Dr. Esmerie Totoy aan julle voorstel. Baie welkom Dr. Esmerie by my mooi insetsel. Dankie Annelies, dankie dat jy my genooi het. Ek is baie opgewonde, want al weet jy nie baie van Botox nie, ek doen en ek love dit. So ja, ask away. So ek gaan sommer dadelik inspring met my vrae want daar is 'n paar. So ek is 37 jaar oud en ek oorweeg om Botox te doen. So ek wil weet, is dit te laat vir my om te begin of is daar nog tyd? So dit is 'n baie goeie vraag. Dit is letterlik nooit te vroeg of nooit te laat vir Botox nie. Dit gaan altyd werk. Partykeer sê mense jonger beter, want so ek glo mense wil begin om die ek wil nou sê probleem te behandel voordat hy begin het, as dit sin maak. Maar soos ek sê, ons almal verouder anders. Party mense sien op 20 'n frons, ander mense sien op 25 'n boonste plooi waar hulle gremering wil gaan en jy doen nou gremering. So of onder die oogies kom hulle sê hoor jy my gremering begin nou hierso lê. Maar die belangrikste ding van Botox is daar's nie, soos ek sê, daar's nie 'n reg of 'n verkeerd of mense behandel dit wendig net lyne nie. Mense behandel eintlik, soos ek sê, die make-up hierin of negatiewe emosies, soos mense sal kom en sê ek lyk moeg. Almal vra of my lyk ek moeg. So dis gewoonlik bietjie later in life en dan kry jy nou ons nuwe millennials en so aan wat actually baie vroeg begin want hulle het baie inligting en hulle wil prevention is better than cure. So Dr. Esmerie, wat is Botox en wat doen dit? Okay, so Botox is actually 'n purified neurotoxin. Dit is nie slaangif of spinnekopgif, sulke goede wat party mense partykeer dink dit is nie. Dit is 'n purified neurotoxin, so hy bind op jou spier se reseptors, basically wat dit doen met die spier, okay? En hy keer dat jou reseptor daar kan bind om die signal te gee na die brein om die spier te laat sondig. Maar so dit is eintlik vir dinamiese bewegings. Okay, so hoe Botox begin het is actually spierspasmas in die oog, so twitching en so. En daar was hierdie twee dokters wat dit behandel het en hulle het dit in 'n sekere patroon gespyk, maar soos wat die Botox gewerk het, het die mense al hoe minder en minder die twitches gehad, so hulle het minder units begin gebruik. Okay? So eventually toe begin die mense terugkom en sê hoorie, maar ek het gelaai hoe jy dit die eerste keer gedoen het want toe dit baie mooi gelyk in my voorkop byvoorbeeld of my oë se plooie het sagter begin lyk en toe was daar 'n hele aesthetic industrie wat basically gebore is en begin is en dit het alles verander. So dis waar dit kind of vandaan kom. Okay. Wel, so hulle dadelik begin jonger lyk. En gesê Exactly. jy moet dit meer doen. Exactly. En hoe jy nou. Dat kry ek aan vir hoogstaas maar. So ja, hulle het letterlik gesê hoorie dit lyk mooi en toe het hulle gedink okay, wag, hier's iets agter hierdie. Kom ons begin dit verder investigate en toe het hulle obviously deur die approvals en wat ook al en hier sit ons nou dink 30 jaar gelede. So hierdie goed is al lank op die mark. Tried and tested, baie veilig. Ja. Jy het nou iets genoem van units. So hoe meet jy units en hoeveel units het ek nodig? Byvoorbeeld vir my voorkop. Okay, so units is eintlik maar net iets wat ons dokters as praat oor en wat ons op ons inspuiting sê net maar kyk. So elke spier het 'n ander hoeveelheid wat hy kort, 'n minimum dosage of 'n maximum dosage en elke soos 'n spierkompleks wil ek sê. En elke persoon verskil ook. So dis maar iets wat ons inmeet, maar gewoonlik daar is 'n kind of 'n standaard en dan sien jy nou 2 weke later is dit belangrik om te gaan vir 'n opvolg om te kyk was daardie hoeveelheid units vir jou genoeg. So daar is dokters wat per area byvoorbeeld charge en dan sal dokters wat per unit charge, want ek dink dit is belangrik, almal is anders. Jy kan nie sê 'n frons is 20 units en almal moet die 20 units kry nie. Jy gaan jou pasiënt verkeerd ken. Jy moet vir jou dokter vra, jy moet sê hoor hierdie is my probleem area en dan ja, soos wat elke spiertjie 'n unit het elke spiertjie 'n sekere diepte wat hy gespuit word. Ja. Okay. En dan hoeveel kos 'n unit? Okay, so dit is 'n goeie vraag. Baie mense vra dit. So enigiets tussen hierdie is actually baie goeie vraag, want baie mense is soos hoe dis is duur of nee hierdie dokter charge so baie. So ek dink as mens net begin, kan jy dalk 'n bietjie minder vra. Daardie dokters wil nog wel ervaring opbou. Niks verkeerd om nie ek was ook daar. En dan is daar dokters wat al 10, 20, 30 jaar Botox spuit en hulle units is dalk 'n bietjie meer, maar ek dink 'n goeie average is 65 tot 95 rand 'n unit. En dan so jy het nou al ons het nou 'n bietjie konsultasie gehad, so
'n frons byvoorbeeld gaan so 20 units wees, 'n voorkop so enige iets 12,5 tot 15 units. Party mense meer hang af hoe lank hy is, hoe sterk jou spiere is, maar ek sou sê 'n goeie gemiddelde hoeveelheid units vir 'n frons en 'n voorkop is byvoorbeeld 35 units. En dit is baie belangrik net op terwyl ons met die frons en die voorkop praat. Jy kan nooit jou frons Jy kan jou frons spuit sonder jou voorkop, maar jy kan nie jou voorkop spuit sonder jou frons. Dis 'n baie jong meisie sê hoorie, ek wil net my voorkop spuit, maar as jy net onthou die spiere het almal 'n sekere aksie. So wanneer jy jou voorkop byvoorbeeld spuit sonder jou frons, die frons trek in en af. So dit beteken jy gaan swaarder wenkbroue kry. So mense, partykeer moet jy 'n bietjie sacrifice. 'n Hoër wenkbrau gaan jy ook 'n bietjie meer beweging in die voorkop hê. So weer eens, almal anders, maar dis kon hoe die units werk en hoekom dit so werk. So as ek gaan vir Botox, gaan ek 'n dadelike verskil sien of wanneer kan ek die resultate kry? Okay, so as mens spuit, dit vat enige iets van 3 dae tot 14 dae vir sy volle effek om te bereik. So hy bind nou op die spiertjies se reseptor waar jou neurotransmitter moes gebind het. En stelselmatig begin die spier te relax, hy maak nie sy beweging nie. So enige iets so 14 dae, jy sien dit nie dadelik nie. Jy het so 'n bietjie 'n knoppietjie na die tyd. Hy gaan in, hy trek net in die vel in, want soos ek sê elke spiertjie het 'n ander diepte wat hy ingaan. Ja. En dan 14 dae later belangrik, veral as jy die eerste keer Botox kry, om jou dokter te gaan sien 2 weke later en te kyk was daar jou resep en was daar jou aantal units. Okay. So ek moet nie stres as ek gaan vir Botox en dan die volgende dag dan het ek nog steeds my diep plooie. Luister, as ek R1 gehad het, R1 of R10 vir elke persoon wat wil die volgende dag gemedisyns die Botox het nie gewerk nie, dan kon ek Mauritius toe gegaan het. So dit is belangrik, dis dalk ons skuld dat ons nie mooi dit vir ons pasiënte verduidelik nie, maar jy gaan nie die volgende dag iets sien en dit vat bietjie tyd. So as enige iets voor 14 dae, al is die een brou bietjie hoog of hier beweeg of ietsie, jy moet om 14 dae gee, want ons letterlik mense wat op dag 13 het daai dan Okay. effek bereik, ja. Al, daai inligting help baie. So as ek Botox stop, gaan ek erger lyk as voorheen. Nee, jy gaan nooit erger lyk nie. Jy gaan altyd baie mense vra dit. Jy vra baie goeie vrae. Jy vra wat mense vir elke dag vra. So nee, jy gaan altyd beter lyk as wat jy sou gelyk het, want vir daai tyd wat jy Botox gespuit het jy eintlik jouself bietjie gevries. Jy kan niks nuwe plooitjies maak nie. Jou brows is bietjie oper, die spiere staan half stil. So jy gaan altyd beter lyk. Dit gaan nooit ewe skielik erger begin lyk wanneer jy gestop het met Botox. Dit is nogal 'n vraag wat almal is bang daaroor, dis kom dit dalk nie wil gaan vir Botox nie. Ja, verseker. Dr. Esmarie, ek het al gehoor mense sê dit is duur. Is dit so? Dis goedkoper om Botox te kry as jy dit per dag uitwerk, as wat dit is om elke dag 'n koffie te kry by 'n koffiewinkel. Ek het daai sommetjie gedoen, dis regtig. So dis R24 'n dag as jy jou frons en jou voorkop spuit en jy werk dit uit oor 4 maande. Hoe gereeld moet ek gaan vir Botox sonder om dit te oordoen? So ek dink dit is baie belangrik om te noem dat jy kan nie eintlik dink ek Botox oordoen nie. Ek dink daar's 'n mense dink hulle gaan anders lyk van Botox. Jy gaan nie, jy lyk eintlik dieselfde of jy lyk soos jy behalwe jy is sagter. Dis nie net om plooie te behandel soos ek gesê het, dit is meer negatiewe uitdrukkings of kwaai uitdrukkings of hartseer uitdrukkings, sulke tipe goeders. Maar ek dink die probleem is mense raak verslaaf daaraan want dit lyk amazing, Ja. obviously. Ja. En dan wil jy nou sommer so 'n draaie beweging terugkom. Want dis ook belangrik om te noem. Jy het nou gevra hoe lank hou dit reg? So dit hou so 4 maande, né? Ons het nou daaroor gepraat, maar onthou, hy skop in dan is hy baie styf vir die eerste maand. Dan geleidelik, so hier is nou die grafiek, hy stadig in en dan stadig kom hy weer uit in daai 4 maande. Okay? So dis belangrik, as jy elke 3 maande gaan vir Botox, dan gaan jy jou spiere gewoond maak om dit elke 3 maande te wil hê. As jy elke 6 maande gaan, dis te lank. 6 maande is te lank. Ons baie mense wat kom en sê nee, my Botox het altyd 6 maande gehou. Julle Botox hou nie 6 maande nie. Jy kan 'n ChatGPT, die normale fisiologie van jou gesig, van daai reseptor waarvan ek gepraat het, is elke 3 tot 4 maande is 'n nuwe reseptor. Dis hoekom Botox uitwerk. Daai reseptor verander. So iemand met 'n vinnige metabolisme wat baie oefen, hulle Botox gaan nie so lank hou nie. Dit is 'n bietjie van 'n genetiese ding, né? So jy gaan dit nie kan oordoen nie. Wat jy wel kan doen is jy kan jouself resistant maak teen Botox, wat jy nooit ooit wil hê nie, want weer eens soos ek sê, as jy een keer gedoen het, gaan jy dit nooit weer nie doen nie. So dit is belangrik om jou 4 maande te skiep, al die areas wat jy doen op een dag te doen. Dit is regtig die belangrikste deel van Botox. Dis hoekom mense se goed nie hou nie of
hulle underdose, hulle gaan elke maand, dan wil ek my front spuit, dan wil ek my oor spuit, dan wil ek my ken spuit. Dis belangrik, al jou units op een dag, 4 maande later, spuit jy weer. 4 maande later, spuit jy weer. Ja, dit maak sin. Ja, so, jy kan dit seker oordoen in die sin van, jy gaan jouself resistant maak, of jy spuit dat jy so styf lyk. Dit hang van persoon tot persoon af. Ek dink as jy 'n natural look wil hê, kan jy dit kry, 'n natuurlike look. Jy vir die dokter sê, luister, bietjie minder units, ek wil nog 'n bietjie expression hê, of ek wil heeltemal styf gespuit wees, dan gaan jy net meer units doen, maar op een dag. Okay. Ek dink almal wil ook weet of dit seer is. Klein bietjie. Klein bietjie seer. Dit is nie so erg nie, dit is regtig nie so erg nie. As jy eers gesien het hoe mooi jy lyk, dan kan jy glad nie eers onthou hoe dit gevoel het nie. Okay, dis goed. Dr. Esmerie, daar is nog steeds 'n stigma oor Botox. Hoekom is dit so? Ja, ek dink dit is so hartseer, want dit is regtig soos ek sê, dis ook so 'n bietjie bias, maar dit is 'n ongelooflike produk. Dis 'n ongelooflike resultaat wat dit vir mense gee, want dit is regtig soos ek sien mense se hele selfbeeld, selfvertroue verander van letterlik net 'n front spuit. Ek dink is net misinformation. Alhoewel ons in die era lewe van absolute information overload. Ja, ek meen jy Maar- kan alles gaan ChatGPT deesdae. Letterlik nie, ek dink dit is net verkeerde inligting en ek dink daar is dalk 'n paar mense wat bietjie soos wat jy nou gesê het oordoen lyk. Hulle lyk bietjie oordoen, maar julle ek dink Botox is daar om eintlik jouself dieselfde te laat lyk vir die volgende 20 jaar. Dis nie om jouself te verander nie. Dis nie Botox wat jou gesig verander nie. Dit is fillers en spesifiek te veel fillers in die verkeerde area, verkeerde tegnieke. Maar weet jy, nou jong dokters wat nou oplei, dit is 'n amazing tyd nou om aesthetics te doen, want hulle word baie goed opgelei, baie inligting, die dokters se opleiding is beter. Ek meen hulle het ook nog 'n bietjie dinge uitgefigure vir die laaste 30 jaar, né? Dis nou kind of uitgefigure. So kies vir jou dokter wat goed opgelei is. Kyk, het hulle 'n social media profile. Kyk, hoe lyk hulle before en afters. Gaan vir 'n konsultasie, chat. Kyk hoe is jou vibe met daai persoon. Dis baie belangrik om die vibe te hê, want jy moet regtig met daai persoon kan sê, ek meen julle is letterlik jou gesig. So dit is belangrik om dit is so 'n huwelik. Jy trou met daai persoon. Ja. As iemand aan jou tande of jou gesig werk, dit is 'n baie belangrike verhouding. So maak seker jy kies die regte dokter. Dan gaan jy nooit as jy 'n baie natuurlike look wil hê, gaan na 'n natuurlike dokter wat natuurlik lyk. As jy 'n baie meer gedoende look wil hê, want dis ook okay. Party mense wil daai wawa-woem lippe en dit lyk beautiful op hulle. Hulle wil daai dull look. As jy daar's hierdie trends. Dis fine. To each their own. Dan gaan jy na 'n dokter toe wat ook so lyk en jy so gaan spuit, want ek dink dit is belangrik. Dokter gaan spuit wat vir hulle mooi is. So ek dink ek moet meer van hierdie video's doen dat daar nie so stigma is nie, want dit is regtig ongelooflik en it's life changing. Dis regtig life changing. Ja. Die doel van die episode vir my was sodat ek mense kan inlig, sodat hulle al die vrae wat hulle het beantwoord kan word en dat hulle nie bang hoef te wees vir so iets nie. So ek wil jou 'n laaste vraag vra. So 'n bietjie minder bang vir Botox. Gaan jy dit doen? Ek is nogal gemaklik met jou en ek hou van die vrae wat jy beantwoord het. So ja, ek dink nogal ek sal. Okay, dan is ek bly dat ek geslaag in my missie vanoggend. Wel, daar het julle dit nou. Ek dink die insetsel was baie insiggewend. Al wil jy nie gaan Botox doen nie, dink ek julle almal het iets geleer. En dalk kan jy 'n vriendin reghelp. Vir meer raad en inspirasie, gaan volg my gerus op Instagram en TikTok. Tot volgende week, totsiens.